Ons gaan aan met ons reeks, Kerk is, tweede laaste week, maar voor ons begin, wil ek by jou hoor, het jy al iemand gesien, wat iets doen, waarvoor hulle gemaak is? Hulle het 'n sekere skillset of genade, en as jy hulle sien hierdie ding doen, dan trek dit jou in, jy kan nie wegkyk nie. Het julle dit al beleef? Ek het 'n oom wat 'n absolute roeping op sy lewe het om met kinders te werk en tennis af te rig. En ek onthou in sy piek was dit iets om te behold as hierdie oom met kinders werk. Die aanslag wat hy het, niemand stap net verby die tennisbaan nie. Mense sal stop, mense nooi hom reg oor Suid-Afrika om tennisklinieke, want hy het hierdie absolute, as hy dit doen, trek dit jou in. Het jy dit al gesien? As iemand in hulle grace space, dit waarvoor hulle genade ontvang het, as hulle in dit funksioneer. Daar's iets mooi, iets goderend, iets wat jou intrek, iets wat jou nader laat kom na so iemand toe, as ons dit sien. Elke wedergebore Christen, wat die Here aangeneem het as verlosser, wie se skat Jesus Christus is, word in Christus geplaas, deel van 'n liggaam, en Paulus sê die liggaam van Christus, en elke individu het 'n grace space, 'n genadegawe, 'n funksie om te verrig in hierdie liggaam, en is iets moois, iets geurigs, iets aanloklik, iets wat jy na heentoe wil kyk, wanneer 'n liggaam in sy of haar grace space operate. En dis die hoop van vandag, is dat elkeen van ons sal besef, wat beteken dit wanneer die skrif vir ons sê, julle is die liggaam van Christus. Julle is 'n liggaam, die kerk, die lokale kerk, en dink globaal, ja, ons as Every Nation Okania pas in die groter gemeentes in, maar dink ook lokaal, dit is hier waar dit 'n uitdrukking moet hê, van wat ons sê, ons is 'n liggaam. Die titel vandag is, al is ons baie, is ons een. Al is ons baie, is ons een liggaam. En as jy net daaraan dink, dit het implikasies, ook komplikasies, potensiële skuur- en skaafplekke. So, jy kan jou Bybel oopmaak by Romeine 12, ons gaan aan van daar waar Marshall gelees het, Romeine 12, hy is daar net binnekort na die evangelies, kort na dit gaan jy Romeine kry. Romeine 12, ons gaan lees van vers 3 tot 8. En hierso, ek lees vir ons net ons 2 fokusverse, voor ons dan so deur die vers 3 tot 8 gaan. Ons fokus is vers 4 en 5, wat sê, en hier is die fokus van vandag, want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en hy praat van fisiese liggaam, hier's 'n arm, hier's 'n been, hier's 'n nek, hier's 'n skouer, hier's tone, van ons se tone is mooier as ander se tone, maar daar is tone, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, en prys die Here. Imagine 'n liggaam, wat almal dieselfde lyk, en almal dieselfde funksie moet verrig. Net so, is ons, al is ons baie, een liggaam in Christus en individueel lede van mekaar. Dis massive. Al is ons een, is ons ook lede van mekaar. So Paulus, net om vir jou vinnig konteks te gee, vir 11 hoofstukke, werk hy hard om die evangelie wat die krag van God tot verlossing is, vir almal wat glo, eers die Jood, dan die nie-Jood, dis vers 1, 16, 17, daar rond, verduidelik hy hoe hopeloos elke individu is, hoe hopeloos verlore ons is.
Nie een van ons is binne die glorie van, almal van ons skiet kort. Hy vat 11 hoofstukke om dit te verduidelik. En hy verduidelik ook die genade van die evangelie. Dat in Christus, en dis 'n term waarby ons sal terugkom, is daar sekere implikasies. As ons in Christus is ons veilig, is ons gered, is ons deel van 'n liggaam. En dan hoofstuk 12 raak dit prakties. Dis nou vir die teologie uit die grondslag gelê. Nou, wat is die implikasie van iemand wat gered is? Wat is die implikasie van iemand wat in Christus is? En hy sê, wat Marshall gesê het, jy moet jou lewe as 'n lewende offer gee wat aanneemlik is vir God. Hy sê vers 2, laat toe dat jou denke vernuwe word. Wat is die eerste ding, as jy sou praktiese raad aan 'n kerk moes gegee het, sou dit van jou eerste goed gewees het? Jou denke moet verander. Ek is onseker of ek sou dalk, hey, julle, ons moet dit doen, wat van dit? Maar jou denke moet verander. En dan sê hy die volgende. Deur die genade, dis vers 3, maar as jy deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie. As ons dit sou regkry, die wêreld sal 'n ander plek wees. As hy sê, ons sê vir elkeen, hy skryf vir gelowiges in Rome, verskillende kerke, hy skryf aan hulle, maar hy skryf ook vir ons. Sê elkeen beteken elke disipel van Christus. Hierdie woorde is ewig waar. Moet reg dink oor jouself. En per implikasie reg dink oor sy liggaam, die kerk. Want dis die konteks van die skrif. Dis belangrik dat jy reg dink oor jouself en jy reg dink oor die liggaam, want die self is deel van die liggaam en die self het 'n invloed oor die geheel of op die geheel. En dis iets wat Paulus nie net preek nie. Het jy al iets gepreek, maar dit nie geleef nie? Jou kinders sal jou herinner aan dit. Baie vinnig. Gister sit ons aan die tafel en ek sê vir Emma, moenie met jou hand eet nie. Ek sê vir haar, spot hierdie ding hier teen die kant, hierdie lang blink ding, dis 'n vurk. En hier's 'n mes, ek spot met haar. En soos ek dit sê, besef ek sit met die broccoli in my hand en ek eet so, maar niemand het dit agtergekom nie. Nou weet julle. Paulus sê nie net dit nie, hy leef dit. Paulus het anders oor homself begin dink iewers. Hy het anders begin dink oor die kerk. Hoe weet ek dit? Hy sê in 1 Korintiërs 15 vers 9, ek is die geringste van al die apostels. Ek is die minste werd om 'n apostel genoem te word. Dis 'n ou wat baie van homself gedink het. Wat by die rabbies, die fariseërs van fariseërs, hy het opleiding gekry by die beste, die ninja van die dag. Hy het die pedigree, hy het alles. Hier sê hy, maar ek is ek is 'n sondaar. En dan sê hy, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Hy dink anders oor homself. Hy preek nie net dit nie, hy sê dit, en hier's hoekom hy sê hy die geringste is, want ek het die kerk vervolg. Hy dink anders oor homself, en hy dink anders oor die kerk. En dis hoekom hy besef, hierdie ouens, waarheen hy wil gaan, wat 'n nuwe outpost moet word vir die evangelie in Spanje in. Dis een van sy doelwitte met die skryf van die brief. As die evangelie gaan bevorder word van daar af, gaan daar 'n groep mense moet wees wat anders dink oor hulle self en nie te veel dink van hulle self nie en anders dink oor die kerk. Het jy al gedink wat dink die wêreld as hulle na 'n kerk kyk of gelowiges wat gepolariseer is, verdeeld is, soos die wêreld? Het jy al gedink wat dink die mense van buite af as hulle na die kerk kyk? Wat dink die moslems, wat dink die hindoes, wat dink jou buurman wat dalk nie in die Here glo nie, die mense, wat dink hulle wanneer hulle sien
'n kerk staan verdeeld. Dis 'n liggaam, maar daar's nie 'n eenheid nie. Dink die eerste ding is dit, Marshall, jy kan een aangaan. Nog een? Ekskuus, gaan terug. Die eerste ding wat hulle gaan dink is, julle boodskap van eenheid, van ten spyte van diversiteit, kan daar eenheid wees, van versoening, is irrelevant, want dit werk nie eers vir julle nie. En so ons het geen behoefte om in te leen in dit wat julle sê nie. Julle boodskap is irrelevant. Die een ding wat vir die wêreld sal sê, julle is Jesus se disippels, is as daar 'n liefde is en 'n eenheid is, en julle kry dit nie reg nie. Ek raak apaties, ek stel nie belang nie, ek het geen inleen in dit wat julle sê nie. In fact, dit wat ek vermoed het julle bevestig. Julle is maar net klomp skynheiliges. Irrelevante boodskap. En hier so ernstig dit is. As ons nie is wie God ons gemaak het, 'n liggaam wat uit verskillende dele bestaan, maar in eenheid moet saamleef en iets uitleef, sal die wêreld so na ons kyk en mense sal hel toe gaan. Omdat hulle nie deur die gemeentes van God wat die verspreider is van die evangelie hoor nie. Alles oor die mense van God. Hierdie is letterlik 'n saak van lewe en dood. Dat ons moet reg dink oor onsself en dat ons moet reg dink oor sy kerk. Vers 4 sê, want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net soos ons, al is ons baie, een liggaam in Christus en individueel lede van mekaar. Al is ons baie, is ons een. Ons verstaan dit in ons natuurlike liggame, dat jy het baie ledemate, maar tog is daar 'n eenheid. Ons besef dit, ons besef die implikasies van dit, ons mis vinnige 'n ledemaat as hy onaktief is, of hy wil nie werk nie, of hy rebelleer en hy moet in 'n sling wees. En Paulus sê vir ons, die enigste manier waar daar verskeidenheid kan wees, maar 'n eenheid kan wees, is in Christus. Dit geld vir koninkryke, dit geld vir huwelike, dit geld vir gemeentes. Daar kan net 'n geestelike eenheid wat die hoogste vorm van eenheid is, wees wanneer daar 'n in Christus is. Dan is daar 'n verbinding wat hy maak met hom en per implikasie met mense om hom van dieselfde liggaam. In Christus is sekerlik van die mooiste woorde in die Bybel. Ek lees hierdie mooi aanhaling en ek gaan dit vir jou lees van John Piper. Wat beteken dit as Paulus sê in Christus? Wat beteken hierdie woorde? Luister hierna. What this phrase in Christ means is that when you trust Christ as your Savior, Lord and treasure, a union is established between Christ and you in such a way that everything in Christ that can be shared will be shared with you. Dis amazing. Alles van Christus, as ek in Christus is, wat gedeel kan word van Christus, word gedeel met my, omdat ek in Christus is. Dit verg 'n asemhalingsoomblik om daaroor te dink. Everything that he is and everything that he has, that can be shared with you. And there is only one thing that can't be shared, his deity, sy godheid. Ons is nie klein goetjies nie. And his unique God-defining attributes, soos sy alomteenwoordigheid, sy alwetendheid. But everything else that Christ is and has is yours in him. Daarom kry ons, wanneer jy gered word, die geregtigheid van God. Daarom is dit belangrik om te glo Jesus het sondeloos gelewe.
Want dis wat ons kry by hom. Dis ongelooflike evangelie. Daarom moet die kerk baie maak van God, baie maak van Jesus. Daarom moet ons daarom is hy ons treasure. Daarom moet ons lewens organiseer rondom die hoof van die liggaam. En die ledemate moet inval by die hoof en afhanklik leef van hierdie hoof waarin hy ons geplaas het, in Christus. As daar 'n band gevorm word, 'n verhouding gevorm word, 'n eenheid gevorm word, wanneer jy gered word tussen Christus en die individu. En hy sit hierdie individu in 'n liggaam. Per implikasie is daar 'n band wat hy vorm hier. Ons besef dit in ons liggaam. Ons besef dat omdat die arm aan die liggaam is daar 'n verband met die arm en die skouer. Daar is 'n verbinding daar per implikasie, al is dit onder een hoof. En wanneer laas het jy intentioneel hierdie verbinding wat Christus gee, nie net so nie, maar so nagejaag, tyd aan spandeer, naby aan iemand gekom om met hulle 'n pad te stap, disippelskap uit te oefen. Die lokale gemeente, al is ons baie, is ons een, die skrif sê, lede van mekaar. Die lokale gemeente is die plek om jou plek te vind in die liggaam. Om jou plek nie net te vind nie, maar 'n funksie te vervul in die liggaam. Die lokale gemeente is God se plan vir dit. Wie hy my gemaak het ek uitgevind in die konteks van lokale kerk. En omdat ek deur sy genade mense om my gehad het wat gesê het, Tiaan, ek dink die Here wil jou gebruik in prediking. Dit is die absoluut laaste ding wat ek wou gedoen het. Massive vrees. Maar omdat daar mense was in 'n liggaam wat ook die Heilige Gees in hulle het, kon hulle dit uitroep en sê, ek dink die Here het 'n genade vir jou gegee vir dit, al sien jy dit nie. En hier's die ding, jy vind dit nie net in 'n liggaam nie. Dit vereis 'n liggaam om onder die hoof, afhanklik van hoof, uitdrukking te geniet. Maak dit sin? Want as jy hierdie mis jy als. Alhoewel 'n arm 'n baie spesifieke funksie is en hy's op 'n spesifieke manier gemaak, vereis dit dat dit deel van 'n liggaam moet wees om te kan doen waarvoor hy gemaak is om te doen. Elkeen van ons het 'n grace space, 'n genade funksie. Hierdie genade funksie is gemaak om uitgedruk te word in die liggaam, nie buite die liggaam nie. Ons moet versigtig wees om genade funksies wat bedoel is binne die liggaam, wat jy sien buite die liggaam, goed te praat. Dis so goed jy raak opgewonde oor 'n oogbal wat onder jou stoel lê met 'n senuwee aan en 3 bloedvlate wat nog so bietjie so skud ruk en jy go, that's amazing. Dis normaal. Die liggaam van God, van Christus, is die plek waar jy jou funksie vind, jou grace space, maar ook waar jy dit kan uitdrukking aangee. So alhoewel ons individueel is ons ook deel van mekaar. Wie is ek? Op 'n manier is ek deel van jou. En dit is hoe God die liggaam gemaak het. Dit is sy ordening. Ek wil vir jou enig vra, dink jy so aan die kerk as 'n liggaam met individuele dele wat grace space het, maar dit moet hierin, dit is gemaak om hierin gebruik, gevind, uitdrukking. Dink jy so aan die kerk? Hoekom dink jy, sê Paulus heel eerste, julle moet reg dink oor jouself en reg dink oor die kerk? Hierdie woordjie dink
is 'n baie mooi woordjie. Die stam van die woord is die woordjie phren in Grieks. Die woordjie waarvan ons diafragma vandaan kry. Die interne reguleerder. Dit het hierdie nuance van dit wat ek 'n opinie gevorm het oor. My teologie, wat ek glo, het 'n manifestering in dit wat ek doen. Dit vloei uit van denke na dade. Daarom begin Paulus by, julle moet reg dink. Jy moet reg dink oor jouself, jy moet reg dink oor die kerk, want die kerk is die liggaam van Christus. En jy, ek, is 'n genade gedeeltetjie, 'n ledemaat, wat 'n baie spesifieke plek het. Hy het dit aan almal toebedeel. Hy het die heel gevat en hy het dit gedeel. En hy het 'n plan met dit, en van sy vantage point wat absoluut is, sien hy wat Every Nation ook 'n Hanja kort, wat sy ledemate, hoe alles by mekaar pas, en ons moet onder die hoof inpas by dit. En elke keer wanneer die mens die heel vat wat God gegee het en verdeel, is daar decay, is daar verwoesting, is daar oneffektiwiteit, is daar seer, elke keer. Of dit 'n familie is, 'n huwelik, 'n gemeente, 'n koninkryk is, dit tel. Dink jy reg oor jouself? Dink jy reg oor die kerk? In Korintiërs 12, ek lees dit net vir jou, sê Paulus, maar God het die liggaam so saamgestel dat hy meer respek toegewys het aan die deel wat die meeste nodig het, sodat daar nie verdeeldheid in 'n liggaam sal wees nie. Verdeeldheid kiel 'n liggaam. As daar een deel is wat dink, ek moet meer dink van myself, en hy groei op die verkeerde manier, sonder om ook te sterf. Weet jy wat noem jy dit in mediese terme? Selle wat net aanhou groei en nie sterf nie? Kanker. Dis die definisie van kanker. Selle wat net aanhou groei en nooit sterf soos 'n normale sel nie. Maar die ledemate in gelyke mate vir mekaar sorg. Die Here het nie net vir jou 'n funksie om te verrig nie, maar versorging om te gee en om te geniet in die liggaam. En soms sukkel ons om nommer 1 ons funksie te vind en te verrig. Dis Paulus se storie. Hy was blind, na die Here hom aangeraak het. En die Here gaan na Ananias toe. Hy sê, man, ek het daar 'n dude, jy gaan hom in daai straat en daai huis kry, gaan daartoe. Hy gaan 'n instrument wees vir my. Paulus weet dit nie. Jy moet na hom toe gaan. Ons het mense om ons nodig wat gevul is met die Heilige Gees, wat sal sien wat ons nie sien nie, wat ons kan vertrou, om in ons genade spasie te stap. Want soms dink ons te veel van onsself, en soms dink ons te min van onsself. Ons mis wat die Here op ons gesit het. Hoe vind jy dit? Wel, die Heilige Gees lei jou in jou genadegawe in, want hy is die gewer. En soms wag ons in ons sitkamers dat daar 'n lig deur die dak sal skyn en jou genadesgawe soos 'n projektor teen die muur. Jou genadegawe is doetjie. Soms wag ons vir dit. Nee, die Here sê, die Heilige Gees sit dit in jou. As jy dit nie weet wat dit is nie, begin dien in 'n liggaam. En dan word jy soos 'n boot wat gelei word deur 'n radder, want nou beweeg jy. Toe jy in die hawe stil gestaan het die radder gedraai, maar niks het verander nie. Nou beweeg jy begin net dien, jy begin net wees wie Jesus is. En die Heilige Gees sal jou lei. Die leiers om jou sal jou lei, want hulle sien ook iets wat jy nie sien nie. Julle is die liggaam van Christus en elkeen individueel 'n ledemaat. Ons het gawes, dis vers 6, wat van mekaar verskil en prys die Here daarvoor. Funksies wat, imagine gou 'n liggaam, enige kreatiewe denkers hier wat in prentjies dink, imagine 'n liggaam wat net uit voete bestaan. Dis crazy, ek sien dit.
of net ore? Dit is nog funnier. Imagine die chaos, as dit is hoe die liggaam aan mekaar gesit is. Nee, daar's funksies wat van mekaar verskil, volgens die genade wat in ons gegee het. En dan sê hy net vinnig, hierso is dit, vers 6b tot 8. As dit die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. In lyn met wie God jou gemaak het. Moenie buite jou geloof gaan profeteer nie. As dit is om ander te dien, hier is 7 van hulle, 7 funksies, hoor. As dit is om ander te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. Wie onderrig kan gee, moet onderrig. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie mededeelsaam kan wees, moet dit in opregtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen, moenie verslap nie. Wie barmhartigheid kan betoon, of dit finansiëel of net emosioneel is, wie vrygewig is, doen dit met blydskap. Die ledemate is so mekaar gesit, sodat hulle vir mekaar kan sorg. Nou weet jy, dalk wat baie van my en my vrou se gesprekke is by die huis. Hey, yes, ons het hierdie een lanklaas by die Connect groep gesien, hierdie persoon. Ons het hierdie uit wegbeweeg. Die ledemate is so opgestel dat hulle, as jy wegbeweeg, beweeg jy weg van sorg en jy vat sorg van iemand weg. As jy weg is, sorg jy dat daar nie sorg sal wees nie. Ek weet, want die skrif sê dit. Besef ons dit, dat ek is hier geplaas om vir iemand te sorg. En iemand vir my te sorg. Ek is nie sufficient net op my eie nie. Ek is 'n ledemaat in 'n liggaam. Ek is nie die kerk nie. Ek is nie die liggaam nie. Ek is deel van die liggaam. Ek is deel van die kerk. 'n Spasie om my genadegawe te vind en uitdrukking te gee aan dit ter opbouing van ander. As jy na daai 7 kyk, jy kan aangaan. As jy na daai 7 kyk, wat dalk bietjie klein is, 2 observasies. 1, al hierdie dienste, al hierdie funksies het nie die self as begunstigde in gedagte nie. Sien jy dit? Dis weird om jouself die hele tyd te bemoedig. Iemand al Cool Runnings gekyk? Waar die ou so in die spieël staan? Niemand nie? Waar hom so self opsaai, hy bemoedig homself. You are power. Ek kan nie onthou alles wat hy sê nie. Iewers raak dit nie meer genoeg nie. Lering, daai kant toe. Dienswerk, daai kant toe. Profeties, opbou van die gemeente. Bemoediging, barmhartigheid. Alles het in gedagte daai kant toe. Die funksie is vir die opbou van die liggaam. Die genadegawe is van God vir die liggaam. Hy wil jou gebruik. Hy wil my gebruik. Die tweede observasie is, as ek na al daai goed kyk, dan sien ek, Jesus is die volmaakte uitdrukking van elkeen van hulle. Jesus, die profeet van profete. Hy het na homself verwys in Markus as 'n profeet in sy eie dorp is nie sonder, wat is die woord? Eer nie. Is sonder eer. Jesus is die beste, is die profeet gewees. Jesus het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. Jy kan teruggaan, hou hom daar so. Jesus, die rabbi van, die een wat mense onderrig het, in waarheid, die woord wat vlees geword het. Jesus die bemoediger, wat by Paulus in die tronk gaan verskyn, na hy opgevaar het hemel toe, om hom te bemoedig en om te comfort. Jesus, die een wat mededeelsaamheid verwesenlik het, nie net toe hy die brood uitgedeel het nie, maar toe hy die brood van die ewige lewe wat ons nou gevier het, gebreek het en uitgedeel het, sodat ons vir ewig kan lewe. Jesus, die leier, wat mense nie net soos Lazarus uit die graf van lewe na dood vat en laat hy weer sterf nie, maar wat mense uit ewige dood na ewige lewe lei. Jesus, toe hy aan Moses verskyn het en deur die gleufie, wat barmhartig is. Een van die eerste selfopenbarings en Eksodus van God. Ek is barmhartig. Jesus verwees, en hier's die catch.
as ons elkeen sy grace space vind en vervul binne in die liggaam, weet jy wat dink die wêreld daar buite? Dieselfde as wat ek dink as ek my oom sien tennis afrig. Man, dis great. Dit moet die moeite werd wees. Ek wil nader gaan. Want Paulus sê onder andere, jy kan een aangaan, Marshall. For we are the aroma of Christ to God. Die aroma van 'n liggaam wat as 'n lewende offer lewe, elkeen in sy grace space, maar tog in 'n eenheid, gee 'n geur af na buitentoe. En vir die wat gered word, men daai geur, hulle reageer positief op dit, op daai aroma. Die wat na die aroma ruik en sê, ek weier, dit word 'n veroordeling vir hulle, maar daar is 'n aroma wat hulle aandag getrek het. Ek wonder wat sal gebeur as Every Nation Okahanja, as ons almal moeite doen om reg te dink oor die kerk, reg te dink oor jouself, en in ons grace space in gemeenskap, saam met mekaar operate in 'n liggaam. Ek wonder wat is die geur wat mense van buite af gaan ruik. Dit is die geleentheid van genade wat voor ons, daai skrif eindig, who is sufficient for things like this? Hoe kan ons genoegsaam wees om so 'n funksie te vervul as 'n liggaam? Die aroma van Christus aan God, dis massive. Who is sufficient? No one is. Dan kom ons in Paulus se skole wat sê, ek is die minste. Maar weet jy wat? Ons is wie ons is, op grond van die genade van God. Wanneer ons die genade ontdek, en in dit stap, het dit 'n manier om ons ook te laat besef, dit is genade. En die aroma van Christus sal in hierdie dorp rond beweeg. Dink jy reg oor jouself, en dink jy reg oor sy kerk? Here, dit gaan ons verstand te bowe dat U so iets sal doen, dat U ons, al is ons baie, een sal maak in Christus, alles wie U is sal deel met ons as 'n liggaam, sodat ons die aroma van U kan wees voor, among those who are being saved and those who are perishing, a watching world. Dit is U plan met hierdie liggaam. Dit is U plan met elke individu. Here, sal U ons help om anders te dink. Heilige Gees, sal U nou vir ons wys as individuele ledemate, waar moet ons anders dink? Here, ons wil U spasie gee om nou met ons te praat. Here, hier is ons wil luister. Wat sê die Here nou vir jou? Hoor net, wat sê die Heilige Gees? Waar moet jy anders dink oor jouself en oor sy kerk? Here, dankie dat U ons nie alleen los om anders te dink oor onsself en anders te dink oor die kerk nie. U gee vir ons die Gees, die gemeenskap van die Heilige Gees, maar U gee ook vir ons die gemeenskap van die Heiliges, die gemeente. Here, mag ons gesprekke hê rondom waar wil U my hê? Here, mag ons skuif van passiwiteit na aktiwiteit. Here, mag ons skuif van hoogmoed na nederigheid. Die eenheid wat U gekoop het aan die kruis is verniet, maar dit word onderhou deur nederigheid. Here, mag ons nie meer dink van onsself as wat ons behoort te dink nie, maar in lyn met die genade wat U vir ons gegee het. Here, dat ons maar 'n instrument is in U liggaam.
maar wel 'n baie belangrike rol het om te speel. Here, mag die evangelie versprei, soos dit gesprei het van Rome af. Mag dit versprei van hierdie huis af. Omdat daar 'n eenheid in Christus is. En al is ons baie, is ons deel van mekaar. As jy sit vandag en jy dalk besoek en toe jy hoor ons praat van in Christus, en dis wat dit beteken om gered te word, dat jy deel als wat wie hy is, word met jou gedeel, en jy besef, ek is nie in Christus nie. Ons wil saam met jou bid. Dit gaan jou iets kos, om na die tyd, daar aan my linkerkant agter, saam met my en Marshall en John Ray te gaan praat, dit gaan jou iets kos, daarheen. As jy gebed nodig het, oor, man, ek voel ek het gedryf, ek het myself ontkoppel van die liggaam, maar ek wil terugkom. Ons wil ook saam met jou bid. Moet dit nie mis nie. Ek stuur jou uit hierdie week met die wete dat God het jou die genade gegee om in 'n genadespasie te operate. Go and be the aroma of Christ. Amen.